Goeiedag, graad 12 leerders. Mijn naam is mevrouw Isaac. En welkom bij vandaag de toerisme les. Hierdie les wordt aan u gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samenwerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Welkom. So vandag gaan ons natuurlijk weer eens kyk na die vermenigvuldigerseffek. En ons gaan meer in diepte gaan. Onthou die awesome possum wat ons laatste keer van gepraat het. So ons gaan nou net in diepte daarmee. So wees gerus en kom saam met my. Heel eerstens gaan ons eers sien wat ons bereik in hierdie les. Wat is ons doelwitte? So ons gaan die volgende na kyk. Ons gaan weer kyk na die vermenigvuldigerseffek sodat dit sin maak vir ons, meer sin maak vir ons en sodat ons dit kan toepas in elke sektor. Al 4 sektors wat ons voorheen van gepraat het, gaan ons nou dit kan toepas. Dan gaan ons fokus op wie werksaam is in elke van die 4 sektore. So die mense wat werk, wat 'n salaris op 'n loon sal verdien, wie baat direk en wie baat indirek, en dit is ook belangrik vir jou om te weet vir jou eksamen. En dan laastens, hoe belangrik buitelandse toeriste vir ons ekonomie regtig is. Ons het 'n bietjie gepraat daaroor, vandag gaan ons meer in diepte praat. So kom saam met my. Dis voorkennis wat jy al geleer het by die vorige les, by u onderwyser, hoop ek. En natuurlik by die voormalige les wat ek aangebied het. So, ons het gekyk na die 4 hooftoerisme sektore, en dit is natuurlik ons vervoersektor, dan het ons gekyk na ons akkommodasiesektor, ons het gekyk na ons voedsel- en drankiesektor, en laastens het ons gekyk dan na ons toeristeattraksies en toeristeaktiwiteite sektor. Ek hoop jy onthou dit. En hier sien jy 'n paar prentjies, wat natuurlik vir jou kan net herinner, ons akkommodasie, daar ons natuurlik ons vervoer in die ry, weer eens akkommodasie, toeristeattraksies is jou daar aangewys. So daai prentjies het ek net vir jou daar gesit, net om jou bietjie te prikkel en aan te hits om saam met deur die les te gaan. Ons gaan kyk wat die verskil tussen 'n diens wat gelewer word en ons gaan kyk na die fasiliteit. Reg. Ek hoop jy kan nog onthou, dienste wat gelewer word aan jou of aan die toerist en 'n fasiliteit is wat die toerist altyd kan gebruik. En dan mense het ons ook gepraat van wanneer toeriste geld spandeer op hierdie 4 sektore. Baat dit ons ekonomie, want hulle gaan op vervoer geld spandeer, hulle gaan geld spandeer op akkommodasie, hulle gaan geld spandeer op voedsel en drankies, en hulle gaan nie net in hulle kamer heel dag en nag sit nie, maar hulle gaan na toeristeattraksies toe gaan en toeristeaktiwiteite doen. So natuurlik gaan ons ekonomie ching 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 moet maak. Dit is die belangrikste. Hoekom? Want dit gaan ons ekonomie bou en groei. Reg. Hier het ek vir jou 'n paar vrae. Die meeste van die vrae gaan dieselfde klink soos wat ons voorheen gehad het, maar in my aktiwiteit het ek vir ons nuwe vrae en ek wil regtig hê, soos ek vir jou altyd aanbeveel, kry jou pen, kry jou bladsy gereed en werk saam met my sodat dit jou beter sin kan maak. Die heel eerste vraag ons, wat is die hooftoeriste sektore, die 4 wat ek gepraat het, awesome, onthou hulle, dan noem ten minste 2 toerisme dienste, dan moet jy sê wat is 'n fasiliteit, en dan gaan ons 4 toeriste aktiwiteite noem. Nou, as jy die prentjie in ag geneem het, dan sou jy 'n bietjie idees gekry het of 'n paar idees van wat die aktiwiteite natuurlik inhou. So ek herhaal weer, wat is die 4 hooftoeriste sektore? Ten minste 2 toerisme dienste. Wat is 'n fasiliteit? En
die 4 toeriste aktiwiteite. Enige toeriste aktiwiteite. Reg. So nommer 1, as jy hom het, so ons het ons vervoersektor, reg? So dit kan miskien 'n vliegtuig wees, dit kan miskien 'n trein wees, dit kan 'n minibus taxi wees, dit kan miskien jou normale voertuig wees, 'n huurmotor wees, 'n Uber wees, Bolt wees, so enige van dit. Reg. Dan het ons die akkommodasiesektor. Nou ons weet by ons akkommodasiesektors het ons hotelle, hostelle, ons het gastehuise, nou het ons Airbnbs ook, waar mense hulle huise vat en akkommodasies oorskakel. So daai is die sektor, dan het ons die voedsel en drankies, en ek dink dit is waar almal altyd die lekkerste tyd het, of miskien praat ek van myself. So ons het ons McDonald's in, as jy natuurlik self jou voedsel gaan maak, dan gaan jy natuurlik selfsorg akkommodasie is, dan sal jy jou voedsel self aanbring en self maak natuurlik. Dan het jy jou drankies, so enige drankie, het sy dit nou alkoholiese of non-alkoholiese drankies wees, en daai is natuurlik instituute wat jy ook in graad 10 geleer het. Dan die attraksiesektor, mense, die attraksiesektor sluit ook die aktiwiteite in, want wanneer jy by die attraksie is dan natuurlik aktiwiteite wat die toeriste kan natuurlik doen. So ons kyk miskien nou na jou Gold Reef City, na Nelson Mandela Museum, die Nelson Mandela Brug, of enige ander toeriste attraksies wat hulle na gaan kyk. So as jy dit het, jy gee vir jouself natuurlik vir die 4 sektore 'n punt. Dan moes jy genoem het ten minste 2 dienste. So onthou, 'n diens is iets wat gelewer word aan die toerist. So as jy kamerdiens het, gee vir jouself 'n punt daarso. As jy wakker maak dienste het, gee vir jouself 'n punt daarso. Of wakker maak oproepe. As jy masseer het, reg, as jy masseer het, dan gee vir jouself daarso 'n punt. As jy iets het, soos byvoorbeeld jou tee en koffie op kamerdienste, so as jy skoonmaakdienste het, reg, gee vir jouself 'n punt. En enige ander dienste wat jy aan kan dink en wat jy en jou onderwyser in die klas bespreek het. Reg. Dan mense, moes jy gesê, wat is 'n fasiliteit? Nou, 'n fasiliteit is iets wat die toerist gebruik. Reg. So onthou dit altyd. 'n Toerist gebruik dit. So wat kan ons gebruik? Ons kan die wifi in die kamer gebruik as jy in die hotel is. Ons kan die swembaddens gebruik, reg? As jy miskien het die televisie, ons het badkamerfasiliteite, nou en dan is daar speletjiekamer, so ons kan miskien van dit gebruik maak. As hulle 'n konferensiesentrum of wat ook al het, ons kan gebruik maak van daai geriewe. So enige iets wat die toerist gebruik, word dan nou beskou as 'n fasiliteit. So as jy meer, en ek is amper 100% seker, jy het meer as wat ek net hier genoem het. Reg. Dan die laaste vraag het gevra om 4 aktiwiteite, toeriste aktiwiteite te noem. So daar is 'n verskil tussen 'n attraksie en 'n aktiwiteit. Onthou nou, by 'n attraksie is dit wat ons natuurlik na gaan kyk en ons beleef. Is dit nie? Maar die aktiwiteit is wat ons natuurlik doen. So ons doen dit. Daar is 'n werkwoord. Jammer om nou Afrikaans, die taal Afrikaans in te bring, maar iets wat die toerist doen, word beskou as 'n aktiwiteit, en iets wat die toerist na gaan kyk of hulle gaan beleef, hulle gaan daarheen, is die bestemming. Dit is natuurlik die attraksie. So jy moes nou by nommer 4
net vir my voorbeelde gegee het van aktiwiteite. So as jy brugspring het, ek weet almal kies altyd vir hom, hy is gewild. As jy hengel het of visvang het, dan kan jy hom regmerk. As jy swem het, kan jy hom regmerk. As jy stap het of soos ons dit ken, hiking, dan kan jy hom regmerk. As jy scuba duik het, kan jy hom regmerk. Dis nog meer watersport, so as jy snorkel het, kan jy ook vir jouself 'n punt toeken. So ek hoop mense, ons het daar 'n bietjie goed gevaar by daai afdeling. Sien dat ons nou al voorheen hiervan natuurlik gepraat het. Reg. So, terminologie dat ons net moet van bewus is weer eens, wat is die vermenigvuldigingseffek? Wat word bedoel by dit? En ek lees net weer, dit sê wanneer buitelandse toeriste buitelandse valuta, en moenie jouself afskrik vir valuta nie. Valuta is net 'n woord vir buitelandse geld. Reg. So, wanneer hulle buitelandse geld in ons land spandeer en die effek kring uit deur die ekonomie tot voordeel van almal is. So, ons almal trek voordeel. Daar gaan werksgeleenthede geskep word, die infrastruktuur word verbeter, so alles is net wel en ons as 'n land ontwikkel wanneer ons buitelandse geldeenhede in ons ekonomie en ingepomp word. Tweede woord, buitelandse valutas, soos ek nou gesê het, verwys net na buitelandse geldeenhede. Reg, ek hoop dit maak sin vir jou. So kom ons begin met die les. Ek hoop jy is gereed. Ek het nou vandag besluit om net vir jou prentjies te hê, want ek dink prente spreek volume. Reg. So die Afrikaans sê op die Engels natuurlik a picture speaks 1,000 words. So ek hoop die gaan op jou natuurlik baie sin maak. So ons moet weet die vermenigvuldigingseffek begin iewers. So heel eerstens sien ons, die buitelandse toerist kom binne Suid-Afrika toe. Reg. Wat gaan hulle volgende doen? Hulle gaan nie by die lughawe bly vir die res van die tyd nie. Hulle moet na hulle bestemming uitkom, is dit nie? Maar hulle is nie Spider-Man of Superman of hulle het 'n superpower nie. Hulle gaan nie daarheen vlieg nie. Hulle moet gebruik maak van vervoer. So hulle gaan miskien natuurlik gebruik maak van Uber. Hulle kan 'n trein gebruik, 'n minibus taxi, en dit is wat natuurlik tweedens hier weerspieël word met die tweede prentjie hierso. So hulle gaan dan nou hulle geld spandeer op goedere en dienste. So, ek het heel eers gepraat van die vervoer wat hulle gebruik. As hulle dan nou by hulle bestemming uitkom, gaan hulle moet betaal vir die akkommodasie, reg? So hulle gaan natuurlik betaal vir die 7 dae of 7 nagte of 2 nagte wat hulle gaan bly, gaan hulle moet betaal vir die akkommodasiesektor. Hulle gaan dan ook moet betaal vir voedsel en drankies natuurlik. Reg. Dan laastens mense, hulle gaan nie in 'n hotelkamer bly nie, so hulle gaan toeriste attraksies wil gaan sien en seker en ek hoop deel maak uit toeriste aktiwiteite of deelneem. Dan mense, dit beteken vir dit betaal jy geld. Reg. Of in ons term gaan jy natuurlik jou Suid-Afrikaanse rand gebruik en dit is wat ons wil hê, is dit nie? So, hulle gaan dan nou vir al die dienste wat hier gelewer word, die bestuurder wat moet betaal word, né? Het sy dit nou 'n vlieënier is, 'n bestuurder van 'n trein, 'n bestuurder van 'n minibus taxi of wat ook al, hulle moet natuurlik betaal word. As hulle by die akkommodasiesektor kom, moet ons natuurlik die ontvangsdame betaal, as hulle konsiliëerdienste het, waar mense hulle help, as hulle miskien mense wat hulle na 'n kamer toe lei, ons het ons skoonmakers by die akkommodasiesektor, ons het mense wat jy ten minste altyd kan bel as iets verkeerd loop in jou kamer of jy nodig iets, so jou kamerdienste. So daai mense natuurlik
gaan betaal word. Of dit nou weekliks is, 2 weekliks of maandeliks, hulle moet betaal word. Reg. Hulle moet betaal word by die attraksiesektor. Ons het ingenieurs wat miskien kyk laat sekere goedjies reg verloop. Ons het mense wat ervaring het miskien in scuba dive of in snorkel. Ons het mense wat kaartjies verkoop. So daai mense moet natuurlik betaal word. Vir die toeriste attraksie en vir die ingangsfooi as jy natuurlik na die toeriste attraksie toe gaan. So dit beteken hulle kry elke maand of week of 2 weekliks 'n salaris. Reg. So onthou nou die toerist kom in, dan gaan hy dienste en goedere of produkte gaan moet betaal en gebruik en betaal. Daai mense wat daai dienste en natuurlik ons fasiliteite voorsien moet betaal word aan die einde van die maand. So wat doen jy as jy jou salaris kry? Reg. So daai mense moet natuurlik hulle skuld betaal. Hulle huur, as hulle miskien 'n motor het, gaan hulle die motor natuurlik betaal. As hulle kinders in die skool het, gaan hulle skoolfonds moet betaal. Nou en dan wil hulle miskien uit gaan eet, so dit beteken hulle gaan dit betaal. Dit is wat hulle natuurlik hulle geld op natuurlik spandeer. So dit beteken as hulle geld ontvang het van hierdie mense af, van die toeriste af wat direk gekom het en hulle het gebruik gemaak van die dienste, dan beteken dit hulle baat direk. Reg. Maar wanneer die mense wat die dienste gelewer het, hulle salaris gebruik en die skoolfonds betaal, die kaart betaal, die huur betaal, dan baat hulle in direk. So hier is die mense wat indirek natuurlik baat. Reg. En dis hoe dit in Engels noem ons dit 'n ripple effek, 'n vermenigvuldigerseffek het. So die geld stop nie net hier nie, die geld gaan so in ons ekonomie. So nie net het dit by die toerist gestop nie, die persoon wat die dienste gelewer het 'n salaris of 'n loon ontvang, hy of sy het dan nog gegaan en hulle skuld betaal, behuising betaal, enige iets wat hulle nog vir hulself wil doen betaal. So daai mense wat werksaam daar was, baat indirek. En daai geld gaan net nie daar stop nie. En dis hoekom noem ons dit die vermenigvuldigerseffek, want hy stop nie. Reg? En dan mense beteken dit die hele ekonomie floreer. En dit is wat ons altyd soek. Ons wil hê die ekonomie moet groei. Hoekom? Want kan werksgeleenthede geskep word, ons land kan goed doen, gesondheid, opvoeding en al ons sektore kan natuurlik goed doen. So dit gaan altyd 'n goeie ding wees as ons buitelandse toeriste lok om na ons land toe te kom. En dis is bemarking ook belangrik wat ons in 'n volgende les sal bespreek. Reg. Dit is 'n klein aktiwiteit en ek hoop wat ek bespreek het nou gaan sin maak. So, as jy saam met my kyk, sê dit hierso, maak gebruik van die 4 sektore en wys hoe elkeen kan baat by die vermenigvuldiger effek. Ek sê dan hakies, gebruik 1 voorbeeld by elk. So ek het nou baie voorbeelde vir jou genoem. Jy moet net 1 voorbeeld gebruik. So hier gaan jy die sektor neerskryf. So by die sektor gaan jy miskien nou sê hierso vervoer en dan gaan jy die ander sektore noem. Reg. Die tweede kolom sê vir jou kies enige diens wat hierdie sektor natuurlik vir jou gee. So is dit om te bestuur, is dit om jou van plek tot plek te vat, is dit om kamerdiens te doen, wat 'n diens of fasiliteit word daar gebruik. By jou derde kolom mense, wie is die persoon wat werksaam is? Is dit 'n bestuurder, 'n manager, van praat ek nou? So dat's 2 bestuurders, ek praat nou nie van die bestuurder, die driver nie, die bestuurder hier praat ek van die manager. Reg. So as daar bestuurder wat dan nou werksaam hier is,
Is daar iemand wat natuurlik die kamer skoonmaak? Het ons ons skoonmaker, is dit 'n ingenieur wat ons het? Wie is die persoon wat werksaam is? Hierso moet jy sê verdien hulle loon of 'n salaris, jy kan dit opmaak ook, want dit is nie so belangrik nie, maar jy moet net weet die konsep is hulle ontvang geld. Reg. En dan wat word betaal? So ek wil graag hê jy moet ten minste 2 tot 3 dinge noem wat hulle gaan gebruik as hulle salaris ontvang. Nou jy hoef nie jou kop te krap nie, dink net aan wat mamma of papa of ouma of enigiemand by die huis hulle geld op spandeer. Reg. So as hulle moet vir jou geld gee vir skool, skryf skoolgeld meer, as hulle moet huur betaal, skryf huur of 'n verband as die huis natuurlik hulle sin is, so jy gaan dit nog my voltooi. Ek hoop dit maak sin. Reg. So. Hier het ek 'n hele paar dinge en ek hoop dit stem ooreen met wat jy het. So hier het ek spesifiek by vervoer die goudtrein. Reg. So ek het by jy kon gekies het, miskien 'n vliegtuig, jy kon gekies het 'n trein, enige een kon jy gekies het. Ek het maar besluit kom ek kies nou 'n bietjie 'n trein, want ons praat nou heeltyd van 'n vliegtuig en ons praat van 'n minibus taxi of 'n Uber. Kom ons praat 'n bietjie van die goudtrein. Reg. So die diens wat hulle hier lewer, hulle vervoer passasiers en ek hoop dit maak sin. So hulle gaan die passasier van A tot B vat. Reg. Dan die persoon wat werksaam is. Wie is dit? Is dit 'n skoonmaker wat die trein bestuur? Nee, dit is 'n treinbestuurder. Die treinbestuurder aan die einde van die maand of die week verdien wat? 'n salaris, reg? Ching ching ching. En dan wat word betaal? En ons almal is nie altyd gelukkig met dit nie, maar hy wil miskien op sy skoolfonds betaal, het ek hierso hier. Onthou die voedsel vir die maand moet gekoop word. So die is 'n voorbeeld van hoe vervoer in die vermenigvuldigers effek gaan. So as jy mooi volg, dan gaan jy sien die tabel stop by die mense wat direk baat. Reg. Maar onthou, wanneer die skoolfonds betaal word, beteken dit 'n skool gaan betaal word. So dit beteken as dit nou 'n skool is wat nie deur die government of die regering befonds word nie, dan beteken dit salarisse aan onderwysers moet betaal word. So dit beteken hulle baat indirek. As ons nou miskien die huur moet betaal, jou huur gaan jy betaal aan die persoon, die eienaar van die huis, of soos jy hom ken, die landlord. So as jy moet die landlord betaal, dan beteken dit hulle baat indirek. Reg. En dan mense gaan jy voedsel of kruideniersware moet koop, jou groceries. En dan gaan hulle, die mense wat dan daar by Shoprite, by Checkers, by Woolworths, daai mense wat die dienste daar op jou lewer, gaan indirek baat. Ek wil dit maak sin. Reg. By akkommodasie het ek 'n gastehuis gekies. As jy 'n hotel gekies het, dit is ook reg. As jy miskien 'n selfsorghotel gekies het of 'n Airbnb gekies het of net 'n normale B&B gekies het, dit is up to you. Reg. So dit is volgens jou keuse. So by akkommodasie het ek nou 'n gastehuis gekies en die diens of fasiliteit hierso, hulle help gaste. Ander maak die kamer skoon, daai is die diens wat gelewer word, reg? Onthou ek sê altyd, die diens is wat vir die toerist gedoen word en 'n fasiliteit is wat die toerist kan gebruik, reg? Dan wat is of wie is die persoon wat werksaam is? So ons het miskien die persoon wat die gaste help, noem ons 'n ontvangsdame of 'n ontvangsheer as dit 'n man is. Die mense wat die kamer skoon maak, noem ons natuurlik die skoonmakers. So die skoonmakers, hulle verdien ook
geld aan die einde van die maand of die week natuurlik. Wat gebruik hulle die geld vir? Skuld miskien, reg? Het jy dit nou winkelskuld is, klerewinkel, lone wat hulle moet afbetaal. So hulle gaan met vakansie miskien en ek hoop dit is ook die geval want as hulle met vakansie gaan beteken dit meer geld in die toerisme sektor. Reg. So hier sien ons. Die mense almal baat hier direk. Maar wie baat indirek? So as ons die skuld gaan betaal, kom ons sê by Jet stores. Hulle het 'n klerewinkel. Die mense wat by Jet werk, baat indirek. Snaps my So hulle baat indirek. Hoekom? Hulle het nie die geld direk van die toerist gekry nie. Reg. Dan as ons met vakansie gaan, as ons vir vervoer betaal, as ons vir akkommodasie moet betaal, dan beteken dit natuurlik hulle baat indirek. Reg. So voedsel en drankies. So hier het ek nog niks meer geskryf nie. So kom ons kies enige een. Jy kan vir Spur kies, jy kan vir McDonald's kies, jy kan vir KFC kies, enige een kan jy daar kies. Hoekom? Want dit val onder voedsel en drankies. Reg. So by voedsel en drankies, wat is die diens wat gelewer word of die produk wat ons natuurlik kry? So hier kry jy voedsel en drankies en die voedsel en drankies word voorberei. Wie berei hierdie goed voor? So wie is die mense wat werksaam is? So die terminologie wil ek hê moet deel word van jou, want as jy jou voorbereiding eksamen of soos jy dit ken jou prelim skryf, dan gaan jy weet wat is die terminologie wat ons gebruik in toerisme. So die mense wat werksaam is, hier is 'n chef miskien wat die kos voorberei, dan het ons die mense wat die kos natuurlik na die klant of die kliënt toe vat. Dit is jou kelner, kelnerin. Ons het baristas hier. So as jy nou nie weet wat 'n barista is nie, dit is natuurlik jou mense wat koffie voorberei. Reg. Dan het ons bestuurder hierso, nou nie die bestuurder van 'n voertuig nie, maar 'n manager, 'n bestuurder van die besigheid. Reg. Ek wil dit maak sin. Hulle word natuurlik betaal. En wat gaan hulle dit natuurlik op spandeer? Jou maandelikse uitgawes. So jou hier as hulle miskien 'n student het wat op universiteit of skool gaan hulle studies betaal, mediese fonds betaal. So as jy kan sien nie, so redelik hulle maar net die hele tyd op, maar ons weet wat word natuurlik betaal met salarisse en lone. Reg. So die mense wat direk baat, as ons hier betaal, soos ek sê die eienaar van die huis, baat indirek. As ons vir studies betaal, die universiteit, kom ons sê dit is die Universiteit van Johannesburg, UJ, of dit is die Universiteit van Stellenbosch, of dit is enige universiteit, as hulle die geld ontvang van hier af, dan beteken dit hulle baat indirek, want hulle het nie die geld direk van die toeriste gekry nie. Dan mense, as ons kyk na attraksies en aktiwiteite, die twee is altyd saam. Reg, hier het ek die diens en fasiliteit wat hier so is. So ons gaan na die Kruger Nasionale Park toe, daar is die attraksie waarna ons gaan. So ons het miskien iemand wat geld natuurlik ontvang as jy ingaan en dan gaan ons vir 'n 4x4 rit, 'n 4x4 drive. Reg. So wat is die persone of wie is die persone wat werksaam daar is? Ons het 'n toergids miskien, 'n tour guide wat ons gaan wys, hier is 'n olifant, hier is 'n slang, hier is, ek weet nie wat ook al nie, maar enige dier waarvan jy hou. Reg. So 'n toergids sal miskien daar wees en dan het ons 'n bestuurder van die 4x4 voertuig wat ons gaan sê wat om te doen. Daar gaan skoonmakers daar is, so enige iemand wat jy aan kan dink wat werk daar. Reg, ons het natuurlik mense wat die diere voed, seker op 'n daaglikse, weeklikse, 2-weeklikse basis. So hulle is ook werksaam in hierdie proses. Hulle verdien hulle geld aan die einde van die maand of die week. Waar opspandeer hulle dit? Hulle het ook seker 'n verband, reg? 'n Verband is natuurlik jou huisskuld as jy die eienaar gaan weet. Dan
het jy jou normale skuld wat jy moet betaal en kom ons hoop maar hulle gaan ook met vakansie en hulle baat direk. En as hulle dan weer die geld gebruik, so die mense wat die geld ontvang van die verband, hulle baat natuurlik indirek. Right. So ek hoop hierdie hele tabel maak veel sin, want ek het nou nie net van een sektor gepraat nie, maar al 4 sektore en hoe ons hulle in die vermenigvuldigerseffek kan plaas en hoe ons natuurlik geld maak deur al hierdie sektore. Right. Kom ons kyk na die voordele. So ons het nou mooi geluister na al die 4 sektore, wie die mense is wat werksaam is, wat verdien hulle elke maand, elke week of 2 weekliks, wat doen hulle met hulle salarisse, wie baat direk en wie baat indirek. Right. So, wat is die voordele van die vermenigvuldigerseffek? So, wanneer buitelandse valuta, wat is die valuta nou weer? Geld. Wanneer buitelandse valuta of geld spandeer word op byvoorbeeld akkommodasie of enige ander van hy sektore, reg, word sekere plekke gewild. Gewild beteken populêr. Reg, meeste mense wil daarheen gaan. Ons weet ons bly in 'n era waar sosiale media natuurlik gewild is en hulle gaan natuurlik op sosiale media wys waar was hulle of wat het hulle gereis, wat 'n attraksie was hulle naartoe. So die voordeel daar is plekke word gewild of populêr. Tweedens, meer besighede gaan oopmaak. Hoekom? Want werksgeleenthede gaan geskep word. Hoe meer mense ons natuurlik kry, dit beteken dat gaan 'n aanvraag wees. Op sekere aktiwiteite, op sekere dienste wat moet gelewer word, op sekere werksgeleenthede of ondernemings, né? So dit beteken meer mense gaan werk gegee word of hulle gaan hulle eie werkgeleenthede skep. Derdens, wat is nog 'n voorbeeld? Besighede gaan direk en indirek bevoordeel word, soos ek nou die hele tyd gepraat het. Hoe sekere mense direk gaan geld kry en ander indirek gaan geld kry. So ons sien hierso hoe dit natuurlik sekere mense gaan direk bevoordeel en ander indirek, maar almal word bevoordeel. En dan laatens mense, en ek dink dis nie al voordele nie, daar is natuurlik meer. Dis op Suid-Afrika se geld, of onze waarde van onze geldeenheid, bly in onze sirkulasie en buitelandse geld kom by. Is dit nie nice nie? So jy het die Suid-Afrikaanse rand wat bly in sirkulasie kom, maar dan het jy die buitelandse geldeenhede wat bykom. Ons het hierso die dollar, Japanese yen, ons het natuurlik die Britse pond, ons het die euro. So as dit hierby kom mense, dan beteken dit ons sirkulasie raak net groter en groter en almal baat op die ou einde. So dit is verskriklik voordelig vir buitelandse toeriste om Suid-Afrika te kom besoek, want dit aktiveer ons vermenigvuldigerseffek. Reg. Hier het jy 'n aktiwiteit. So dit sê, lees die onderstaande gevalle studie en ontwerp jou eie diagram van die vermenigvuldigerseffek en wys ook wie baat direk, soos ek nou gesê het. Die mense wat direk baat, is die mense wat geld direk ontvang van die toerist. Maar wanneer hulle salarisse kry en dit betaal op X, Y en Z, dan beteken dit daardie mense baat indirek. Reg. So jy gaan vir my nou 'n vloeidiagram is iets soos hierdie, of jy kan hom in sirkulasie sit, maar sodat jy net vir my kan wys. Hier kom die toerist in, hy spandeer geld of wat ook al, maar jy gaan dit baseer op die gevalle studie wat ons het. Reg. So kom lees dan met my. Meneer Brown werk al 10 jaar by die Red Rose Hotel
as 'n bestuurder. So wat weet ons van meneer Braam? Hy is 'n bestuurder, 'n manager, nie 'n voertuigbestuurder. Die Red Rose Hotel is naby die lughawe geleë en hy kry daagliks internasionale toeriste. En ek sal jou ook natuurlik aanbeveel om ook te onderstreep wanneer jy so iets kry in die eksamen. Hy word wanneer betaal? Maandeliks 'n salaris betaal en het uitgawes soos waar op gaan hy sy geld spandeer? Sy seun se universiteitskoste, hier moet hy betaal, kruideniersware moet hy betaal en hy moet vir sy medies betaal wat hy maandeliks moet dek. Meneer Braam hou baie van sy werk omdat hy op 'n gereelde basis buitelandse toeriste of buitelanders ontmoet. So ek hoop alles die maak sin mense. Jy gaan nou vir my 'n vloeidiagram van meneer Braam trek. Reg. So, by die akkommodasiesektor sien ons waar werk meneer Braam. Hy werk by Red Rose Hotel. Reg. Meneer Braam, reg? En die span verskaf daagliks wat? Dienste en fasiliteite. Omdat dit by die akkommodasiesektor is, beteken dit dat ons gaan skoonmakers hê, is dit nie? Ons gaan natuurlik mense hê wat kamerdiensfasiliteite of dienste gaan aanbied. Ons gaan mense hê wat natuurlik seker maak meneer Braam gaan seker maak dat alle toeriste altyd veilig is. Ons het wifi, ons het sekere fasiliteite, so daai is wat natuurlik gebeur. So meneer Braam en die span verskaf daagliks dienste en fasiliteite aan die buitelandse toeriste. Dan mense, die werkers, soos meneer Braam, wat produkte en dienste lewer, hulle baat direk. Hoekom? Want hy het gesê in die gevalle studie, hy kry salaris elke maand. Reg. Dan, meneer Braam betaal dan vir wat? Hy betaal universiteit, behuising en medies, so dit beteken hulle baat indirek. En die mense wat hier werksaam is, gaan natuurlik indirek baat. Hoekom gaan hulle indirek baat? Want hulle het nie die geld direk van die buitelandse toeriste gekry nie. So meneer Braam het direk gebaat van nie, en nie net meneer Braam nie, en al die mense wat by die Red Rose Hotel werk, het direk gebaat, en toe hulle salaris kry, en befondsing betaal, universiteit soos in Braam se geval, hy het vir medies betaal, hulle, die mense wat hier werksaam is, baat direk. So die professors, ons tutors, hulle gaan natuurlik indirek baat, omdat hulle nie direk die geld ontvang het nie. Reg. So as ons 'n opsomming nou gaan maak hierso, belangrik by die vermenigvuldigingseffek, buitelandse toeriste aktiveer die vermenigvuldigingseffek hoe? Wanneer hulle hande in hulle sakke druk, is dit 'n uitspreking, en geld betaal vir enige van die dienste en fasiliteite wat hulle gaan gebruik in hierdie 4 sektore of ander sektore ook, dan aktiveer dit die vermenigvuldigingseffek. En dan, hoe meer buitelandse toeriste ons kry, en hoe meer hulle geld spandeer, hoe meer buitelandse geldeenhede word in ons ekonomie gepomp. En dan mense gaan dit die multiplier effek of die ripple effek natuurlik vir ons bring. Reg. So, volgende les gaan ons praat van buitelandse geldeenhede en dit gaan ook 'n hersieningsles wees. Baie dankie.